Myself is Jaco Kalari op Facebook. Liebenberg, gebore en getoe, nog steeds so. My pa is daar, Koos, dan sy broer om Dantes, en dan het ons 'n nuwe vriend van ons, wat ons al lank saam met mee stap, is S.J. Kortsen. Hy het in hierdie wêreld, het hy geen bekendstelling nodig nie, so vir al julle 3 maande, baie dankie, tyd dat julle hier is, en dat ons 'n paar storieetjies kan deel met ons mense van ons kontry, en ja, so, ons gaan afskop, ons het nou vandag 'n bietjie gedink aan ons, nie in 'n tema nie, ons het redelik voetbalstories vertel, donderdag, toe dog ons wag, ons gaan bietjie na die bytjies, in die diertjies vandag toe, ons jagstories, hier sit 'n groot jagter, my oompie goed, en S.J. se pa en homself, dis manne wat ken, van jag en diere in die veld, S.J. ek dink jy kan vir ons sommer daai, wat hulle wou verbygesteek het, as jy nou petrol en wild meng, wat hulle, met die elande, gaan jy vir ons wegspring met daai storie? Dankie Jaco, ja. Die Kalahari is 'n lekker plek, julle. Ons, die laaste tyd, die Kalahari mense het min geraak. Ons het die De Tooys, ons het die Brinks, ons het 'n klomp groot name wat weggeraak het hierdie laaste paar jare, maar ja, die Kalahari het vir ons mooi stories vertel. Al die stories sal ons nog nie altyd sê is waar nie. Ons was by van hulle, maar ons was nie by almal nie. So, ek onthou altyd my oupa, Sarel Koortsen, ons het sy naam gehad, ja, ons is sy 3 seuns gehad, hy 3 seuns gehad, en al 3 was Sarel Jacobus Koortsen gewees, of sy laities, sal ek maar sê, sy kinders se name was al 3 Sarel Jacobus Koortsen. So ons het 'n Jaco, 'n S.J. en 'n Sarel, en ons het altyd Sondag na kerk, het my ouma altyd vir ons so 'n lekker lang tafel gedek, en valafval. Sukkel vandag nog om iemand te kry om valafval te maak, maar my ouma het lekker valafval gemaak. En dan het my oupa altyd hierdie stories vertel, want daai tyd het hulle mos nou nie selfone gehad en kon goed Google en so, hulle moes maar 'n klomp kak uitdink om vir ons te vertel. So, my oupa se stories was my hart, ou moes maar daai tyd nou maar dink, is dit die waarheid, is dit nie die waarheid nie, maar ons vandag nog onthou dit. My oupa het altyd vertel van hoe hulle groente geplant het, en een dag het ou Jonas met die ou trekker, toe hy 3 van sy groot wartlemoene, wat nou sy mooiste wartlemoene was, wat hy nou eintlik vir my ouma wou gewys het, ry hy nou met die trekker bo die wartlemoene, nou staan hy en Jonas nou die dag daar, nou praat hulle nou oor die wartlemoene wat nou raak gery is, en kry ook nou nie die ding uitgesort nie. Nou sê my oupa, en hy vererg vir hom, en hy klap vir Jonas bo oor 'n 14 voet dam. Toe ou Jonas ander kant val en hy opstaan, toes net sy voorsakke op sy hemp vol water, soos wat hy hom daar geklap het. My oupa was ook 'n boorman gewees, groot geboor, die hele Kalahari, al die mense onthou die stories van die boor. Hy het so ou rooi, ek sal nooit weet, ek weet nie of jy die woord steier is, of wat die woord is van hy ou boor, en die so ou stamboor gehad. Steier. 'n dreier. 'n dreier. Ons was klein daai tyd gewees. Nou daai dreiers, toe hy hier in die Middel-Kalahari het hy 'n gat gehad wat die ouens vir hom gevra het, hy moet die gat kom boor. En toe hy nou, maar daai tyd kon hulle nog nie met die bakkies die boor oortrek oor die duine en goeders nie. Hulle moes donkies gebruik om nou die boor oor te trek na die plek toe waar die ou nou besluit het hulle moet boor. En hier uit die Malipoor rivier uit, as jy nou so uitkom, dan sit sulke lekker lang duine met lang strate, die mense wat nog nie weet wat strate en duine is, dis die duin, dan gee jy so 'n plat stuk, en dan gee jy die volgende duin. En ja, toe hulle nou in die begin, toe hulle uitkom, was die strate nou lekker lank, en die duine was nou nie te hoog nie, en toe het hulle nou die ou boor maklik deurgekry, maar toe so op die einde, toe raak die strate nou al hoe korter, en die duine kom al hoe nader, en hulle sien toe die donkies raak moeg, en hulle sukkel toe nou later om jou boor oor te kry.
En hulle besluit toe maar, hulle gaan nou, hulle twee, lus om te sê, stoetdonkies, hulle twee beste donkies, ou Valtuin en Flapoor, hulle gaan hulle nou voorsit, maar dit was twee staatmaker donkies, kyk, hulle het in die aande, het hulle sommer, my ouma moes buite die tent slaap, dat die donkies binne kan slaap, dat hulle nou nie vanaand te koud kry nie, dat hulle reg is om môre vroeg wakker te word, om nou die boor oor te steek, want dit is nou 'n groot storie gewees. So toe het hulle nou die twee voordonkies vasgemaak, en hulle trek toe nou, en so raak die duintjies toe al hoe nader, en toe my oupa hulle so 3 kilos van die plek af is waar hulle moet boor, toe sien hulle, hier kom staan die boor, en hulle kry hom nie oor, en hulle slaat hierdie donkies hier agter, maar niks gebeur nie, en toe daar op 'n punt, toe sê my oupa nou, hy stap so op die duin uit, en hy probeer nou sien, wat gaan aan hier voor, en hy sien toe daai twee stoetdonkies van hom, is toe nou al op die voorste duin, toe het hulle nou al hierdie middelste donkies, hierdie 14 donkies wat hier in die middel is, het hulle nou al opgetrek, hulle hang nou in die lug, hulle kan nou niks meer trek nie. Toe kos dit nou vir hom om 'n klomp tyres en goed vas te maak aan die toue, om die donkies af te trek, sodat hulle nou die boor deur hierdie lang straat kan trek. So ja, ons weet nie altyd wat se stories ons kon glo van die ou mense nie, maar wat belangrik is, ons het min tyd saam met hulle. So ons luister maar na hulle stories, en is die enigste manier hoe ons hierdie goed kan oorvertel uit die Kalahari uit, en oorvertel aan julle, die vriende en die mense hier rondom ons vanaand, is hierdie stories wat ons om 'n eettafel van ons mense afkry. Dankie jou Esie, dankie. Ons praat so van trekdiere, oompie, daar's mos 'n storie oor 'n oom wat ook 'n kwai steilte geklim het, aan 'n Joseph Rogers. Hoe loop hy storie? Jaco, ja, ek ben nou met 'n ander man se kalvers ploeg. Ek het die voorreg gehad. Ek het die voorreg gehad om 'n oom te ontmoet van sy kinders lewe nog, en hulle sal definitief nie omgee as ek van sy steltjies vertel nie. Ek en sy een seun Pieter Steenkamp was koppelpere gewees. Pieter ongelukkig is oorlede. Sy naam is Omeas Steenkamp. Nou die ouer mense sal weet vir Omeas. Omeas die gawe gehad om vir jou te vat met 'n storie, as te luister jy aandagtig, want hy vertel vir jou die waarheid. En as jy by die einde van die storie kom, dan sien jy Omeas het jou vir 'n pop gevat. Hierdie maak is lekker. Nou Omeas het vertel dat sy voorgeslagte, hy's 'n Steenkamp gewees. Ons het ons voorgeslagte ook Steenkamps, ouma Annie aan pa se kant was 'n Steenkamp. Hulle daar van Vereinsdorp se wêreld af ingetrek binneland, is soos meeste van die ou wat hulle genoem het kolonialers. Die ouer mense sal weet, dit is die mense wat nie die groot trek deel geneem het om ergens te kom. Hulle het sommer so voet langs, kar langs, bietjie gekom, deur die Karoo tot waar ons vandag is. Omeas gesê, toe hulle nou daar van Vereinsdorp af binneland toe trek, toe lê die nuwe veldberge voor hulle, daar by Vereinspas vandag is, maar daar was nog nie 'n passie. Hy sê maar sy oupa, of sy grootoupa het 'n ordentlike span osse gehad. Toe span hulle in, toe klim hulle na daai berge. Maar hy sê hy osse het so gevat, waar hy by wake sit, en sy Joseph Rogers knipmes, soos hulle trek, oor sy skouer geval, uit sy hemd se voorsak uit bo sy skouer geval. Omeas het nog 'n storieetjie gehad oor diere, en dit was gewees sy Fox-terrier hondjie. Wie van julle ken 'n sekel? Ek dink julle ken net hierdie, wat is hierdie ding wat jy die gras mee sny? Die wat jy elektrisiteit werk koos met die plastiek toue, 'n weed eater. Nou die ou weed eater het 'n mens aangedryf, dit was 'n sekel, 'n so 'n ding. My bene het so gelyk voor my knievervangings. En dat jy 'n grootte gekry met 'n lang steel, met 'n lang lem, wat hulle weerskant toe te sny, man swaai hom so, dit was 'n sens, daarmee het jy koring gesny en lucerne gesny. Omeas sê, toe die hondjie vir hom, hulle was onskeibaar, hy en sy Fox-terrier keer, eendag staan 'n sny lucerne, en met die wat jy so swaai, toe kom die hondjie in die pad en hy sny in middel deur. Nou lê die twee hondjies daar, hy tel hulle op, en toe las hy hom. Hy sê, so 'n bietjie tyd gevat, hy het seker fyn chunkies gegee, maar toe vat hy. Maar toe hy klaar gelas het, sien hy het nou 'n foutjie gemaak.
Die hondjie se agtervoetjies wys boontoe. Hy sê my hondjie was alright, hy moes net daarvan afgeloop 'n somersault het na sy kosbak toe. Dankie Oden papa het wil aansluit met 'n storie soos ek kan onthou pa gesê jy ken nie so kan daai lyn. Oom Dantes, dis 'n ware verhaal daai nie. Ware verhaal. Die hondjie. Ja. Maar ons vanaand sit in die ou taal, sal ek maar sê, was dit distrik Gordonia, noord van die Oranje tot daar bo teen Askamp, teen die Kuruman rivier was die hele distrik is seker nou nog Gordonia, maar ons het 'n boerevereniging gehad in Gordonia Oos toe ek daar geboor het. En dis 'n jaarafsluiting en daar's 'n oom van die Heever, hy kom daar van die Langberg af. Dis nou naby Witstrand, is vir u wat weet waar Witstrand geleë is. Maar om hom nou self bekend te stel, hy het bloedrooi hare gehad en sy gelaatskleur was ook maar taamlik rooi. Ek dink sy bynaam was ook Rooies van die Heever. Maar hy sê sy eerste besoek aan Pretoria, het nog gehoor van die plek, het gehoor van robots. Ons het mos maar so 'n bietjie 'n vrees gehad vir 'n robot wat hier vanaf kom. Hy is daar by Kerkplein beland, hy stop daar, hy sien maar die karre stop, maar die robots is mos nou rooi. Vat sy pyp en hy stop sy pyp en hy steek die aan en so sit hy en die toeters blaas, mense bedye, maar hy dink nee wat. Hy sê later, hy het nou hoe lank gesit, pypie gerook, toe stop hier 'n motoris langs hom. En hy draai sy ry af, hy sê meneer, weet jy wat, jy sit nou so lank by hierdie robot, hy het jou nou al rooi gebrand. Okay. Toe vertel hy ons die storie daar, daai jaar, ek weet nie, nou nog het jy 'n siekte onder perde vir al die hingste gekry, het genoem slapsiekte. En hulle vermoed toe die hings het slapsiekte, maar die ou tannie sê het nou letterlik en figuurlik op die plaas die broek gedra. Hulle is so van daai soort wat met die sambok hier oor die skouer loop. Toe beveel die staatsveearts aan, ek aanvaar op daai stadium was daar dan seker 'n staatsveearts. Hulle moet nou bloed trek van 'n skaap en van 'n bees en van die perd, was 'n perdehings, en sy dring toe daarop aan, maar hulle moet van die oom ook bloed trek. Right. Hier gaan die 4 monsters nou op onderste poort toe. Na rukkie kom die ontleding of die uitslag. Oom, wat is slapsiekte? Slapsiekte is maar die geslagsdeel, sê maar die teelballe van die hingsperd swel geweldig op. Ja, ek het dit nie in 'n veeartsenyboek sê het hulle 'n foto daarvan. Hulle word so groot. Sorry, ek praat nou uit die vuis uit. En toe kom die ontleding, toe sê ja, die een bloed is 'n skaapsin, maar dis negatief. Die volgende is die bees se bloed, dis ook negatief. Die perdehing se bloed, hy is wel positief aan slapsiekte. Dan sê maar hierdie 4de monster sukkel hulle meer. Hulle kom nie lekker reg nie, want dit lyk vir hulle dit met een of ander bobbejaan wees wat hulle nog nie vasgestel het wat se soort hy is. Nee, sê gaan aan. Hoorie, kerels, kom ek vertel julle, ek wil julle nou hier 'n storie vertel. Ek gaan sommer nou gou hier net 'n bietjie die dinge verander van my oompie goed. Gaan ek die intro gee, gaan jy aangaan met dit. Hy vrek ons oor heuning. Ek is mos 'n gas. So hy plaas wat ons groot geraak het, my pa, toe het hy oorgevat by my pa. En ja, een oggend toe kom hy daar by 'n krib, en hy sien die bye is daar. So ons, julle is hoor, dit gaan redelik hier oor diere en bytjies. So bokke en bytjies, so om dan vertel hy storie en hy het dit self oorgekom. Dis regtig 'n ware storie. Okay, Jaco, nee, ek moet dan vir die mense sê, hierdie is seker die enigste ware storie van die aand. Was so in 1988, baie gereën, die van julle wat bietjie jonger is, ook nie te veel nie, 1988 het Oranje rivier die tweede grootste vloed beleef in die 1900s. Sy walle oorstroom. Hierdie plek waar ons nou sit, die water was net onder die dwarslatte deur van die rugbyveld. Dis waar. En ons het daar op Tampan geboor, die buitekant een van die plase, daar op pad Olifantshoek toe, en die regterkant as jy uitry Olifantshoek toe, so 60 kilometer is daar so 'n bergreeks in die regterkant, daar af. Nou werk ons daar skaap en
dit het baie gereën. Ons het sulke hout lekbakke vir die wie julle weet nie wat 'n lekbak is nie. Dis byvoeding wat jy vir die diere gee. Bietjie minerale en so aan. Soos julle nou sout op julle eiers gooi, peper, hy selfe ding op die gebakte eier. En so het ons so eendag toe die water die goed gespoel, ek sê sit daar op die klippe neer, net droog bly. En ek moet daar skaap in 'n kamp sit en dan moet ons vir hulle nou die byvoeding gee en ek sê vir die manne, hulle moet net daai lekblak daar omdraai en hom op ons as ek tyres gehad om my hout te beskerm, sit hom daar neer en toe hulle optel, toe sê hulle hier's bye. Ek sê loer, hulle sê hy's vet. So vet beteken die koeke sit so ingepak onder daai lekbak. Ek sê los hom net so. Want daai is nie in die dag se werk, dit is môre se werk. Wanneer die bye slaap, wanneer dit koel is. Ons ry, maar ek gebly het op Diepklip en so 2 dae later ry ek en Gert Julie. Gert was so 'n paar jaar my senior. Maar ons maak is reg vir die heuning uithaal. Ek het 'n rugbybroekie aan wat ek nou nog mee gespeel het. Hy is nou te klein kante toe en boontoe. Gert het 'n valpak aan. Hy het 'n kakiebroek en 'n kakiehemp en 'n paar velskoene albei vir ons. En ek het 'n plastiek skottel en 'n lang mes en 'n gooiersak. Weet jy wie 'n gooiersak ken nie is hessie en jy steek hom brand en rook hy brand en dan rook jy die bye. Ons ry so 45 minute ry ons kom maar dis nog half skemerig. Want jy moet die goed vroeg kry voor hulle wakker word. En ek steek hy gooiersak brand en gee ons rol hy krap om maar die koeke sit gepak. En ek rook, hy Gert sny en hy sit in die skottel, maar die bye pak sy arms toe. Maar nou moet ek nou staan, 'n by wat gerook word, julle wat nou nog nie bye ken nie. Sy huis brand. So hy is desperaat. So as 'n by gerook word, dan loop hy so op sy kop en sy vlerke maak so. En dan soek, dis dood. Ek het hom doodgepraat. En as sê reg. Dan soek hy 'n ander huis. Want sy huis brand nou. As gewoonlik 'n klipskeer of 'n kraak in 'n boom of ergens waar hulle inkruip, dan gaan hulle daarin. Maar wat dit ek nou voor staan, en die bye staan in rook, met die rugbybroekie wat te kort is, kry 'n by, wat vir hom lyk soos 'n blyplek. Wat sê dan? En ek sê vir Gert, Gert is moeilikheid, die loop 'n by agteraf, in die kloof, want hy gaan soek nou 'n plek waar hy nou kan bly. So Tolla gesê, daar waar hy heen gaan is mos nou donker, klam, onbewoon. En soos ek staan so, ek sê Gert, die bye is in my kloof. Hy sê hou, ons sny. Nou staan ek, nou voel ek daar kom nog, maar ek weet nie of julle weet nie. Daar's 'n spier wat jou gesig verbind met mooi taal jou kloof. As jy hom oopmaak, dan val jou gesig plat. Nou staan ek vooroor. Nou sê ek, Gert, hy sê hy sny nog. Nou sê ek maar, ek kan nie sê nie, ek moet nou spasie maak, want die bye, dat hulle kan rustig wees, dat hulle net kan intrek. En met die wat ek so vooroor staan, op 'n stadium, toe vervies 'n by hom, ek weet nie waaroor hy, nou nog nie rede gekry nie. En hy steek my. Toe hy steek, toe knyp ek, toe gooi hulle. Daai aan môre, ek sê, Gert, hulle steek my, hy sê, hou, nog 2 koeke. Jy sny hulle uit in die skottel. Nou hardloop is daar weg, en loop staan, as hy môre die son so uitkom op Tampanseberg. Toe staan ek aan my broek is afgetrek met my sterre na die môre son toe. Ou Gert is boor my met die okapi mes. Die ou haal hulle so uit. Hy kyk so, maar nou swel ek, die ding swel, hy is so'n kliphard, gou. Nou haal hulle so uit een vir een, hy sê, hulle het nogal gegooi. My sterre was kliphard gesteek vir 2 weke. Ek het op 'n krap, heeltyd, jy loop 'n krap net so. Die ding is dood, hy is reg, hoor jy, dan so, nou, aan die Bushmanland is jy, daar was 'n oom gewees, hy het 'n seun gehad. Maar die seun was, hy het nie skool gegaan nie. Hy was maar 'n plaaskind. En hierdie storie het oom Nico Senkamp my vertel. Hier by die krib, by die perdklap, nou sê hy nou kom hy daar nou, gaan kyk hulle daai plaas. Hy sê dit is die beste plaas met die swakste weiding wat hy in sy lewe nog gesien het.
Hy sê die eienaar van die plaas sê vir hom, hoor jy broer, jy sal nie glo Renat op hierdie plaasie. Ek ry met my kar en pere, dan die perd in die buurman se kantien die lyndraad af. Hy's kurkdroog. Hy sê die een wat hier so in my plaas se kant is, hy sopnat gereën. Hy sê dis hoe dit op hierdie plaas reën. En nou gaan hulle later met die pampierwerk, hulle gaan nou binne sit en hulle met die amptelike goed klaar doen. Maar dis nou al sonder die ou mense het mos lank geloop. En gesels en so aan. Nou die kind wat nie skool toe is nie, hy is ook nou daar in die huis rond, maar hy het so 'n groot hoed op, so 'n ronde randhoed. Dis al donker man. Die lampe is al opgesteek en alles en die kind bly in die huis die hele tyd met die hoed en op 'n stadium toe sê hom Nico vir die oom, jong nou, die kind, hoe werk sy berings aan nou met die hoed wat hy opdra? Hy sê, hy sê glo wat gebeur toe. Hy sê, ek stuur een oggend daai man krib toe, om te gaan kyk hoe lyk die water. Toe het hy nou van hy, John Boy Walton, sy kruisband, one piecer aan. Hy sê, en toe hy so kyk, toe kom 'n bokkepater, en hy hak hom hier agter deur die kruisbande. Hy sê, hy bokkepater loop en hy kind 3 dae in die son. Hy sê, van daar af, haal hy kind nooit weer sy hoed af nie. Ja, Jake sê kon nou my pa het altyd toe ons met die bokke geboor het, my pa altyd gesê, vra ons, hoe kamp jy dat 'n boerbok binne bly? Sê my pa altyd, jy kamp hom, dan vat jy 'n emmer water en as jy die emmer water teen die draad gooi en daar gaan 'n druppel deur die draad, dan is hy nog nie reg gekampie. Jy moet vir hom toekamp. So dit sê ding met die bokke. Ja, so bokboerdery, hè, die ou mense, hulle het hulle stories gehad. Hoor jy sê maar daai nie amptelike invoer. Ja, ons moet eintlik nog 'n paar stories vertel wat nie waar is nie, sodat die stories wat ons nou vertel, dat dit nou nie waar klink en dat ons nou van ons familielede laat toesluit deur hierdie toekoms wat nou kom, as ek amper lus om te sê nie, want ons sê nou maar, hierdie is ook 'n pot stront wat ons vertel. Maar ja, die goed was daar, het baie gebeur. Ek het op 'n jong ouderdom, het ek baie van invoere geleer. Ek het eers later geleer dat die invoere was, toe nou nie invoere nie, dit was smokkel gewees. So die papierwerk was toe nou nie op die ou end heeltemal agter mekaar gewees nie. Die goed was nie heeltemal reg gewees nie, maar ons het baie vir die wêreld beteken, of vir ons land beteken, ons het baie buitelandse diere en goeders het ons ingebring in die land in, wat ek voel wat 'n goeie ding was vir ons. So, ja, so een aand het my pa nou so 'n ligte besendingkie gereël, en toe op die ou end toe kan hy nou nie daar wees nie, hy het toe nou 'n ding gehad wat hy moes loop doen in Namibië. The mixer is raining wet here, eh? The mixer is getting wet here. Wat se ding raak nat? Die mixer, hier nat is ons gaan stilstaan ek. Is dit jy wat nat raak? Die mixer is so hier nat. Okay. Sorg dit uit. So ja, toe los my pa en my ma nou met die hele funksie, en toe hulle nou die aand met die ete, toe hulle nou die hele proses het hulle nou bespreek, die besending kom in. So alles wat nou moet gebeur, my ma moet nou sorg dat die goedjies deur die draad kom. Volgende môre moet die voelsaad moet nou gegooi word sodat die voeltjies kom sit en al die spore doodtrap, en dan moet hulle ook sorg dat die tangmerke op die Botswana draad se pale wat hulle nou die draad mee losgemaak het, moet hulle nou met ystersulfaat, moet hulle net so met die kwassie net so vang dat daai blinkheid nou weggaan en lyk dit soos roes of dit nou 'n ou bedryf is. So my ma het nou mooi aandag gegee die aand, maar toe nou hier later die aand, toe sy nou seker nou so 'n stukkie gemis, en die aand toe die besending nou deurkom, toe het sy nou al die stappe gevolg, en die voelsaad is gegooi, en die duwe het nou die spore doodgetrap en alles, maar toe hulle nou die ystersulfaat op die tangmerke moet verf, het my ma nou my pa se kopersulfaat
wat hy die gras mee gespuit het om groen te raak, het sy nou vir ou Bobby gegee en hy toe nou gegaan en hy hele pale geverf. Nou kom die polisieman nou die oggend daar aan, toe my pa nou net terug is en nou staan hulle daar onder in die Malipo rivier en kyk nou die bedryf, maar gelukkig is dames nou nie spore en goedie. Nou vra die polisieman vir my pa in die 3 pale wat nou so spierwit is. Nou sê my pa vir hom, nee jong, ek weet nog nie wat dit is nie. Jy moet nou maar ryk, wat ryk die goed? Nou ryk hy so, hy vang so met sy neus en hy sê nee, dit ryk maar net soos yster, dit ryk nie snaaks of ietsie. Nou sê my pa dan moet jy maar seker, hoe proe dit? Lek daar jou vinger nat en dan druk jy, proe jy, hoe proe dit? En die ou lek so op sy vinger en hy druk so op die paal en hy druk hom in die mond en hy sê, "Yes, dis nogal sout." En so 'n souterige storie. Sê my pa vir hom, "Ja, is definitief uilkak." Nou vir ons nie te wonder wat dit is nie. Ja, ons is lekker, kerels, as dit reën in die Kalahari, dan raak het mos 'n jolige bedryf. So hierdie ou ons hier terug, jy sit maar daar, wat jy nie so kwaai naad word, en die wat nie water ken nie, sit binne in die reën. Dis 'n groot, baie groot voorreg, dankie vir die reën. So gesê, so gedaan, op hierdie veld het my pa en Dantes verskriklik baie voetbal gespeel. Het julle ooit in nat weer gespeel, Dantes, of nie? Nie hierdie. Nee, oom Dantes, hulle moes dan seker so bietjie. Nee, ons het al 'n nat wedstryd gespeel, maar in die ander wêreld. Jare gelede toe uit die aard van die saak, toe ek nog rugby gespeel het, dit was in die 1980s. Toe ons het die Vrydag, ons sou gevleed, ons speel SWD, Noordwes-Kaap speel SWD, en ons sal dan nou hier so in die namiddag afvlie. Ek loop die oggend in die dorp rond, die kry iemand my sê, jy moet stoot vir die lughawe. Die manne vlie, daar kom 'n groot kouefront van die Kaap af in. Dus ek lughawe toe en is Annie Walker en Eric Walker, Desmond, die Walker lugdienste daai tyd, en dan nou oom George Young, wat ons verlaat het, Raymond se pa. Maar toe ek daar kom, dis net om George se plein oor, maar hy was 'n goeie, maar 'n robbe pilot. Nou klim is hy, nou vlieg hy af, en toe ons daar by Beaufortwes bygaan toe, eerste toe is hy weggaan, toe sê Jan Parra, hy het vir ons gehak, toe sê om George, die linkerwiel is 'n bietjie slap, toe sê Janna, vlieg ons of ry ons? En om George is sommer sy vliegtuig so half in 'n rad gestaar, as hy staar, dan loop hy. Toe sê Janna om George, Janna was die enigste mechanic wat ons in die span gehad het, hy is die enigste ou, wat daarom oor mechanika kan praat. Toe sê om George, oom check hom hier sê. Toe sê nee wat Janne, ek het die mechanische oor. Toe vlieg sy af, maar maar nou klimmers, hy Swartberge, die mis, die weer, hy kouefront lê dik, ons is deur hom. Jy kan nie sien nie, om George vlieg nou maar op ervaring. Instrumente, ek weet nie wat sy instrumente daar was nie, maar hulle, dit het gewerk, kom ek stel het so. Op 'n stadium toe land is daar, hy sê 'n ou aanloopbaan langs die nasionale pad wat hulle gebou het tussen die Swarten en Nikkelberg. Toe klim een van ons maters, hy beskram af Niels Nel, toe klim hy uit, toe hy kyk Ribbersdal toe. Toe vlieg daar vanaf, toe sê ons was die eerste op Ribbersdal, maar die ander manne is afgelei, in het geland op Prins Albert. Newton is George toe, maar die man het op Prins Albert geland het, hulle is opgelei met 'n man met 'n Ford Fairlane, wat hy gebrek het hoe groot sy tank vergroot is, maar toe sê net halfvol petrol. Hulle sê as deur hy berge so op die draaie gaan, dan gooi hy Fairlane sy gat so links, dan maak hy so tjie, gooi hom regs, dan maak hy so tjie. En dan môre moet ons wen, hè. Dis ons rugby gespeel het, en dan as jy terugkom, toe sê ek vlieg nie weer saam met hom George, hy dink sy wiel is pap, en die oom vlieg rof. Toe ry ek saam met my oorlede vriend Jou Nel, ry ons af na die lughawetjie, of net 'n aanloopbaan op Ribbersdal. Toe kry sy papwiel, toe ry die manne by ons verby. Almal het verby ry, gee so 'n stadige wyf, soos by 'n begrafnis. Waai hulle vir ons, want hulle weet wat met ons gaan gebeur. Ons vlieg saam met hom George. Toe sy klim, toe sê oom Jan weer vir hom George, om George die wiel is bietjie slap. Toe sê Jan het klim, ons ry nie huis toe nie.
Toe kom vlieg hy oor die Karoo, net so eentjie na die berge toe, maak hy die ding se vooruit toe met die Sunday Times. Nou ek weet mens hoe lyk die Karoo se verkeer in vliegtye op 'n Sondag. So het ons maar gevlieg, jou worry maar. So het ek maar later met George, hy ken my so 'n bietjie sit en gesels. Toe ons hier by Louisville kom, dit is slaap die manne lekker na gisterand se party. En toe ons by Louisville kom, toe druk hy ding se stok in. Onthou daai jaar het ons nog in die vliegtuig gerook. Dis 'n blink fliek asbakkies gewees met toppers en vierhoutjies. Toe val hy onder daai toppers uit dat die goed in ons hare sit. Toe maak hom George die manne wakker, toe kom sit ons hier. Toe ons kom land, toe sê Jan om George hoe lyk hy wil. Hoorie, jy praat nou so van 'n Bert. Bert was 'n Bert om George se seun. Se broer. Hy storie wat hulle vertel, die olifant soek, daar was hy Dr. Hon of wat was hy? Nou kom, vertel die storie vir my, twee van hom Bert se werkers. Nou kom hulle met so 'n klein kentertjie hier op die olifant soekpad SC. En ek weet nie wat gebeur nie, en daar gooi hulle die lorry om. En hier kom Dr. Hon aangery en hy stop, hy sien die betalje. En hy stop daar by die manne en hy kyk so. Hy sê, is julle alright, jy is seer gekry. Hulle sê, nee meneer, ons is nog alright, Bas Bert is nog hierdie. Ja. Pa, vertel gou daai ander storie wat ons hier by die tafel gesit en gesels het. Ja, daai jare het hulle mos nog geglo, op die mense seker vandag nog, dat familie, veral klein niggies en neef, trou is nou nie onder mekaar nie. Daar kom maar so foutjies en dan party van hulle is ook nog minder mooi van die ou kindertjies. Nou daar trouwens, kom eens vir die argument sê is waar ons na Makola. Nou het hulle daar afgedraai, so op pad, paar hekke wat die gaste moet oop en toe maak, maar by die laaste hek voor hy staan 'n ou dogtertjie, so opgeskote dogtertjie, maar nie baie mooi nie, in my geval. Een van die gaste ry toe by die huis en sê toe maar, hy is met omdraai gaan kyk, julle weet nie, maar daar staan 'n dogtertjie wat verskriklik hartseer is. Hy wil hom net gaan vasstel en vir haar probeer help. En hy draai toe om, want sy verwelkom nou maar die mense wat daar na die bruiloft, die plaas bruiloft toe. En hy kom by, hy sê vir haar, my kind, nou sê vir hom, hoekom is jy nou so hartseer? So sê oom, ek huilie, ek laag. Nou ja, toe begin die troue. Dominee moet nou die heildronke instel. En daai jare was daar ons baie heildronke. Dis die bruidspaar, dis ma en pa, dis ouma, oupa, partykeer ouma grootjie. So hy het so 4 wat hy moet instel. Nou so gereël. Begin hy die eerste een, want dominee ook 'n glasie champagne, nee, hy is liewer 'n glasie melk drink. Skenk vir hom 'n melkie. So gaan hy aan. Tweede heildronk, dominee, ja, maar nog 'n glasie melk, want toe die manne nou maar 'n bietjie whisky ingegooi. Ek het een keer by 'n oom van my geproe, is nogal nie te sleg nie. Vat hy die whisky en melk, right, hy gaan aan, die tong raak los. Die derde heildronk, top weer vir dominee op met die melkie, met die whisky by. En by die 4de een, toe vra hy dominee nog 'n glasie melk, toe sê ja broer, gooi maar nog daar 'n glasie melk en hy vat die glas, hy sit hom so neer, hy sê so 'n koei. Is omtrent soos ek met 'n pink watertjie. Hoorie, SC, ons moet begin afsluit. Ek wil nog steeds daai eland storie hoor. Ja, ons moet ook nou, ons sal nou moet 'n paar onwaar stories vertel dat ons nou nie die mense laat toesluit nie. Ons het hom nou 'n klompie deurgedruk. Maar ja, een ding wat ek nou die laaste tyd agtergekom het, is my pa is in nou Augustus maand is my pa oorlede. En ons spandeer hopeloos te min tyd saam met die mense waarvoor ons lief is. Ons hele lewe het in 'n tyd gekom waar ons goed jaag. Ons jaag goed. Ons probeer geld bymekaar maak om goed te koop, om mense te beïndruk waarvan ons eintlik nie eers hou nie. Die hele lewe het snaaks geraak en vandag het my pa
'n groot gat in ons lewe geword. Groot gat gelos in ons lewens en ek dink is 'n belangrike ding vir ons jong mense. En ek weet dit sê altyd lekker, maar spandeer tyd saam met jou pa, spandeer tyd saam met jou oupa en jou ouma. Hoor hierdie stories loop dood by ons. As ons nie moeite doen om hierdie Kalahari stories te hoor, of dit nou waar is en of dit nou nie waar is nie, dit loop dood. En is mooi stories. Die Eland storie was pa het dit altyd vertel, ek onthou nog vandag. Ons het so 'n ronde tafel gehad met 'n lazy Susan, waar al die kos opgepak is. En ons het altyd die glase rondom gesit. Ons as kinders het altyd ons glase probeer inskuif en die slaai lepel uitskuif om te kyk as ma draai of ons die glas kan omgooi om so 'n bietjie aksie te lokkie. En dan al hierdie mooi stories uitgekom van al die goed wat gebeur het en die groot legendes in die Kalahari, die Toys. Wil nou nie iemand uitlos hier, dit was mense wat in ons tyd daar was. Die Stadlers, Knoetses, groot name. En die storie van die Elande was elke jaar as die wild afgekom het in die noorde van Botswana af, het raak droog bo in die noorde en dan instink vir die wild was altyd gewees om af te kom trek Malipoor rivier toe. Want die Malipoor rivier was nou altyd in vloed gewees en het altyd geloop. So as dit droog raak in die noorde het die wild afgekom. En dit was soos manna uit die hemel uit gewees, soos vir ons en vir almal, soos wat ek kan sê, wild kom af, troppe. En so een oggend vroegmôre hang die stof so in die Malipoor rivier. En die Stadler broers sien, wag, hier's 'n ding aan die gebeur. En hulle die Ford F100 wat mos daai tyd nou maar die ding was, hulle vol brandstof en hulle het vir Klaas agterop en hulle is hier om nou die klomp elande te loop haal. En maar hulle karring, hulle het met hulle die kant toe en hulle is met hulle daai kant toe, hulle kry hulle net nie oor die grensie. En so sien die Larisha van die park, daai tyd wat nou die dinge gehanteer het, sien toe nou die stofwolk die kant toe en hulle sien, Here, hier's 'n ding aan die gebeur. En nou is hulle hier in om te loop kyk wat hier aangaan. En nou kom jaag hulle so in. Nou sien hulle hierdie Ford bakkie hier oor die duine, maar dit's wild. Gaan hier oor die duine is nou hier so langs so 'n lekker groot trop elande. Nou kom jaag die Larisha so langs die mense in. Nou vra hulle, maak die ruit oop, maar nou so skrik die Stadlers ook nou so half toe hulle nou die bakkie langs hulle sien, want hulle verwag het mos ook nou nie. Toe hulle so kyk nou, skree die Larisha, wat dink julle maak julle hier? En die ou vang so en hy vang so terug en hy sê, Here man, kan jy nie sien ons probeer verbykom nie? Mense, ons tyd hardloop uit. Ons is nou op redelike diere stories, maar ek wil vir julle hierdie laaste storie vertel van my eie broer. Ek glo nie hy sal my kwaadlik neem nie, want dit is 'n welbekende storie. Toe hy op hoërskool was hier in Appington, toe doen hy 'n Engelse taal vraag stel en hy op 'n stadium toe, hulle gooi mens maar altyd so 'n curveball in. En hulle vra na haar, state your Christian names. Ja, full names. En hulle sê toe, state your Christian names. En my broer is maar, hy's 'n redelike, hy's 'n blokmens, sy goed moet reg wees. Dra skoene nie soos sy ouer broerie. En nou sê ou Jake, jy sê glo nie, ek het nêrens geleer van Christian names nie. En so gaan jy mos nou aan los die moeiliker vrae vir later. En dan kom jy mos nou op die einde as jy klaar is, dan kom jy mos nou terug en hy lê later op sy arms, nou dink hy man, hy sê maar ek raak benoud man. Ek moet elke vraag antwoord. En toe hy nou die horlosie so sien, toe raak die horlosie se tyd ook uit. En net voor ma'am kan sê juffrou Swart, pens down, toe sê hy vat 'n vet kaas. En hy skryf aan by state your Christian names. Jesus Christ Liebenberg. So ja. Nee kerels, ons tyd is uit, het 'n paar druppels geval. Ons is baie dankbaar. Ons is dankbaar julle is hier. Julle moet die fees geniet. Kom maak 'n draai hierso by die Jaco Kalahari en ERB MTN tent.
Dankie vir die volk, dankie vir die boodskappe. Geniet julle aand en ja, wees 'n mens. Ons sien weer, mooi loop. Dankie julle. Dankie julle, dankie.